Oplos van vergelykings, oplos van kwadratiese vergelykings. Reg, nou wanneer jy kwadratiese vergelykings oplos, dan is die basiese ding wat jy wil doen, is jy wil alles wat in die vergelyking is aan een kant van die vergelyking kry en dan wil jy 0 aan die ander kant hê. Dan gaan jy hierdie alles faktoriseer. As jy faktoriseer, dan kry jy mos nou hakkies is gelyk aan 0 en dan gebruik jy die 0-faktor wet van wiskunde. Die 0-faktor wet van wiskunde sê basies dat as jy 2 of 3 goed, sê nou maar A maal B maal C, 2 of 3 goed het wat jy met mekaar maal en dit gee vir jou 0, dan beteken dit dat of die A moet 0 wees, of die B moet 0 wees, of die C moet 0 wees. Reg. Of as jy net A maal B het wat 0 is, dan beteken dit dat of A moet 0 wees of B moet 0 wees. Ek kan nie 2 goed met mekaar maal 0 kry as een van die 2 goed nie 0 is nie. Jy kan 'n paar getalle gaan toets wat nie 0 is nie, positief, negatief, breuke, wortels, paai maal met getalle. Jy kan 'n paar goed gaan toets as jy my nie glo nie. Maar as ek 2 getalle met mekaar maal en hulle gee vir my 0, moet een van daai 2 getalle 0 wees en dit gebruik ek dan nou in kwadratiese oplos van vergelykings. Dan is daar 'n ander handige ding, behalwe nou vir hierdie wat ek gebruik. Soms kan jy nie hierdie alles wat jy kry faktoriseer nie. Daar is nie metodes wat ons het om alles te faktoriseer nie. Ons kan meeste goed faktoriseer, maar daar is party goed wat ons nie kan faktoriseer nie. As jy op iets afkom wat jy nie kan faktoriseer nie met enige van die faktoriseringsmetodes wat jy geleer het nie, en jy is besig met oplos van kwadratiese vergelykings, dan is daar 'n formule wat jy kan gebruik vir oplos van vergelykings. Jy kan dit ook gebruik selfs al kan jy faktoriseer, maar partykeer is dit net soveel vinniger om te faktoriseer as jy regtig 'n eenvoudige faktorisering kan gaan doen, in plaas van om nou die stappie te hê. Sê nou maar ek het ax² plus bx plus c is gelyk aan 0. Ek het my kwadratiese vergelyking in hierdie volgorde, en ek kan dit nou nie faktoriseer nie. Dan kan ek gaan sê dat x is gelyk aan minus b plus of minus die vierkantswortel van b² minus 4ac op 2a. Hierdie formule behoort in jou formuleblad te wees. Party onderwysers gee nog nie in graad 11 al 'n formuleblad nie, maar in graad 12 gaan jy verseker in die eindeksamen 'n formuleblad kry en hierdie formule is daar, maar jy moet nou net weet, daar staan nie daai nie, daar staan net hierdie formule. Jy moet nou net weet wat beteken hierdie B en die A en die C en waar kom hulle vandaan. Dit is die A is die getal wat voor die x² staan, of die koëffisiënt van die x² term, die B is die koëffisiënt van die x term en die C is die konstante in die vergelyking of die getal in die vergelyking. Reg, so hierdie formule kan jy gebruik, daai plus minus split jy basies as jy nou die getalle ingesit het en vereenvoudig. Ons gaan 'n paar voorbeelde doen hoe ons dit doen, maar wat gebeur is, sê nou maar jy kom by x is minus 2 plus of minus die vierkantswortel van 4 op, kom ons maak dit nou maar eenvoudig op 1, dan gaan split jy hierdie in 'n minus 2 plus wortel 4 en 'n minus 2 minus wortel 4, so dan gaan split jy dit in minus 2 plus wortel 4 op 1, wat ek nou nie eers nodig het om te skryf nie, of x is minus 2 minus die vierkantswortel van 4 op 1, en dan, dit is mos nou maar 0, want minus 2 plus 2 is 0 op 1, of x is minus 2 minus 2 op 1, wat minus 4 is, so dan het jy 2 verskillende waardes, dit is wat daai plus minus doen. So as jy hierdie formule ken, of as jy hom nie ken nie, skryf hom neer. As jy hierdie formule ken of het tot jou beskikking, dan kan jy ook dit gebruik in plaas van faktoriseer en dan nou die 0-faktor wet te gebruik.
Reg, so daar is hierdie formule. As jy hom nie het nie, as jy hom soek, skryf hom gou neer. Dis x is minus b plus of minus die vierkantswortel van b kwadraat minus 4ac, alles op 2a. Reg, kom ons kyk gou na kwadratiese oplos van vergelykings. Ek het nou vir jou gesê, met kwadratiese oplos van vergelykings wil jy alles aan die een kant hê en 0 aan die ander kant hê. Dit verskil van lineêre vergelyking oplos waar jy net die x terme aan die een kant hê en al die getalle aan die ander kant hê. Reg, so hierdie eerste voorbeeldjie is nou maar net 'n goeie voorbeeld. Hierdie is actually nie 'n kwadratiese oplos, dit is eintlik nou nie 'n kwadratiese vergelyking nie. Hierdie is eintlik 'n derde mags vergelyking. As jy sien ek het 2x maal met x kwadraat wat vir my 2x tot die mag 3 gaan gee, maar ek hoef nie te faktoriseer hier nie, omdat as jy derde mags vergelykings het, sal jy maar ook dieselfde prosedure normaalweg volg. Maar ek hoef nie te faktoriseer hier nie, want hierdie is ons nou klaar gefaktoriseer. Ek moet net nog een stapie faktoriseer. Met daai enetjie wat 'n oulike triek in het. Kan jy sien, dit lyk amper soos 'n verskil van vierkante, maar 2 is nie 'n volkome vierkant nie. Dan vat jy die vierkantswortel van 2 wat nou nie 'n heel getal gaan wees nie. Dit is nou maar 'n bietjie groot menswiskunde. Is jy gaan hom nou bietjie manipuleer om 'n verskil van vierkante te wees waar 2 die vierkant is van wortel 2. En dan gaan maak ek dit x plus wortel 2 is gelyk aan 0, so ek net daai ouetjie nog 'n stapie verder gefaktoriseer en hier gebruik ek nou die 0 factor wet, so of 2x plus 5 moet 0 wees, wat beteken x is dan nou, ek vat die minus 5 oor, so 2x is minus 5, kom ek skryf maar daai stappietjies neer. As jy nie die stappietjies hoef neer te skryf nie, hoef jy nie, wat dan nou minus 2,5 is, of minus 2,5 is, reg, of x minus wortel 2 is gelyk aan 0, wat beteken x is gelyk aan wortel 2, en jy kan hom nou as 'n desimale vorm gaan skryf, afhangende van wat die vraag sê. As dit sê, gee die antwoord tot 2 desimale, dan sal jy nou in jou sakrekenaar wortel 2 gaan indruk, en dan gee dit vir jou 1,414, wat as ek dit afrond 1,41 is, tot 2 desimale of 3 desimale. As die vraag sal partykeer vir jou sê, los die antwoord in wortelvorm, dan gaan jy nou dit net daar los, en dan het ek 'n derde moontlikheid van x plus wortel 2 is gelyk aan 0, wat beteken x is dan gelyk aan minus wortel 2, as ek daai ouetjie oorvat. Jy gebruik hom maar 'n wortel, moenie skrik daarvoor nie, gebruik hom maar net soos wat jy 'n getal sou gebruik het, en as ek hierdie dan nou vereenvoudig, dan word dit dan nou minus 1,41. Sou die minus nou onder die wortel gestaan het, weet jy mos nou, dis 'n nie reële getal, dit bestaan nie. Reg, maar as die minus nou daar voor staan, dan is hy loodreg so. Ok, so hierso, dis nou maar net 'n oulike voorbeeldjie van iets wat hulle mens kan omvergooi, want jy wil nou begin eers uitmaal en dan faktoriseer en hele prosedure, en is eintlik nie so moeilik nie, hy is amper klaar daar, jy moet net die laaste stappietjie doen, en dit is hierdie is nou nogal 'n wye laaste stappietjie, so as jy nou eers hierdie gaan uitmaal en faktoriseer en alles, dan maak jy nou die som vir jouself verskriklik lank. Jy sal nog steeds hierby uitkom, hopelik, as jy nie iewers foute maak nie. Ja, maar mense is geneig om nou daai te wil gaan uitmaal. Onthou nie die idee waartoe jy werk, die prosedure, as jy wil alles een kant kry, 0 aan die ander kant, en dan faktoriseer. As hy klaar begin faktoriseer is, werk met dit so, moenie nou vir jouself ekstra moeite gaan maak nie. Reg, kom ons kyk nou gou na 'n tipe voorbeeld waar hy nou nie klaar gefaktoriseer is nie. Sê nou maar ek het x kwadraat minus 4 is gelyk aan 5. Goed, nou vir lineêre vergelykings sal ek mos daai 4 oorgevat het. Vir kwadratiese vergelykings bring ek die 5 die kant toe, sodat ek het x kwadraat minus 4 minus 5 is minus 9. En dan is hierdie 'n verskil van vierkante. So ek gaan nou x minus 3
x plus 3. As jy nie seker is oor verskil van vierkante nie, daar is 'n video onder faktorisering oor dit. Reg, en dan gebruik ek die nul factor wet, wat sê hierdie factor of daai factor moet dan nou 0 wees. So x minus 3 moet 0 wees, of x plus 3 moet 0 wees. En dan beteken dit x is dan nou maar 3 of x is minus 3. Reg, so daai is 'n baie eenvoudige voorbeeldjie. Kom ons kyk gou na nog enetjie. Nommer 3. 2x plus 1 kwadraat is gelyk aan 9, reg. Nou kan ek sommer sien as ek hierdie hakkie gaan kwadreer, dan gaan ek by 'n x kwadraat term uitkom. So ek gaan 'n kwadratiese vergelyking hê. So ek vat sommer dadelik die 9 oor. As jy nou nie dadelik dit doen en jy doen dit, jy maal nou eers die hakkie uit, is dit nou ook nie 'n krisis nie. Dis baie mooi van wiskunde dat daar altyd meer as een manier is om 'n probleem op te los, afhangende van jou persoonlikheid en van wat jy raak sien en van jou benadering tot die som, is daar altyd meer as een manier. En ek voel regtig sterk daaroor. Ek gaan nou net bloot produkte gebruik om hierdie uit te maal. Ek voel regtig sterk daaroor dat as jy dieselfde probleem op 3 maniere kan oplos, dan weet ek jy verstaan daai probleem. Reg, so ek het nou net hierdie 2 hakies uitgemaal, x maal met 1, 1 maal met x gee altyd vir my x en 1 maal met 1 gee 1. En nou gaan ek net hierdie hakie net 'n bietjie vereenvoudig. Dis 'n ander ding, as daar gelyk aan tekens is, dan skryf ons nie hier gelyk aan tekens nie. As daar nie gelyk aan tekens is nie, met uitdrukking skryf jy is gelyk aan en dan is gelyk aan en dan doen jy jou werk is gelyk aan. As jy werk met vergelykings, daar is mos nou is gelyk aan teken daarso en daarso, dan skryf jy nie hier in die begin van die reël ook is gelyk aan nie. So ek gaan hierdie nou net bietjie vereenvoudig eers. Weereens, jy kan eers die 2 gaan inmaal ook, dit sal vir dieselfde antwoord gee. Ek vereenvoudig nou maar net om net 'n skoon stel goed te hê om mee te werk, maar net soos wat jy wil. Reg, so nou gaan maal ek die 2 in. Kyk nou net mooi, die 2 is net van toepassing op die hakkie. Die 2 is nie van toepassing op hierdie minus 9 nie. Hierdie is 'n term en hierdie is 'n term, dis aparte terme. So ek gaan maal hierdie 2 by hierdie term in by daai hakkie en ek hou die minus 9. En nou het ek, kom ons vereenvoudig om net nog 'n stappie. Ek hoop nou nie my plek raak op voordat ek klaar is nie. 8 plus 2 minus 9 is gelyk aan minus 7. En nou moet jy gaan of faktoriseer of die formule gebruik. Ek kan nou moontlik dalk die moeiliker 3-term faktorisering doen. Ek wil net gou so in my kop dink, of kan ek dit doen? 14 minus 1, 7, maar dit gaan nie werk nie, so ek gaan nou nie eers dit hier skryf of doen nie. So ek gaan nou direk na daai formule toe waarvan ek nou gepraat het. Dan sê ek dit is minus 4 my b-term, plus of minus die vierkantswortel van b kwadraat, wat 4 kwadraat is, wat 16 is. Ek dink, ek wil nou terwille van spasie spaar nou stappies skiet, maar ek dink ek moet dit dalk eerder nie doen nie, so ek gaan net weer 2x kwadraat plus 4x minus 7 bo skryf en aangaan bo. Reg, so ek het 2x kwadraat plus 4x minus 7 en dan gaan ek nou net van daar af aan. Reg, so daai formule is minus b plus of minus die vierkantswortel van b kwadraat minus 4ac op 2a. Reg, en as jy sukkel met substitusie om hierdie te onthou wat is nou b en wat is a en wat is c en jy raak deur mekaar en jy skryf die verkeerde getalle in die verkeerde plek in, gaan skryf vir jouself hier langs aan a, b en c. A is 2, b is 4 en c is minus 7. Kyk mooi dat ek die negatiewe teken saam
saam met die A, B of C skryf. As daar gestaan het minus 4x, dan sou ek B minus 4 gemaak het, so sy teken gaan saam met hom. Reg, so nou gaan sê ek, x is minus b, wat minus 4 is, en ek kyk hierso, plus of minus die vierkantswortel van b kwadraat, wat 16 is, minus 4a is 2, en c is minus 7. Sou b nou 'n negatiewe getal wees, moet jy minus minus b skryf. Sê nou maar b was minus 4, die formule het 'n minus, en dan is b minus 4, dan het jy minus minus 4, wat dan nou plus 4 word. Reg? En 2a is dan nou 2 maal met 2. Reg, nou hierdie gaan ek nou sommer direk so in my sakrekenaar gaan insit. Gaan nou nie eers vreeslik sukkel om hierdie te vereenvoudig en allerlei tipe dinge doen nie. Ekskuus. Ek gaan eers hierdie formule so insit met 'n plus, en dan gaan ek hierdie formule so insit met 'n minus vir my 2 antwoorde. Reg, so kom ons kyk. Ek wil sommer laat julle kan sien daar op die rekenaarskermpie. Ek weet nie of julle gaan regkry om te sien op die rekenaarskermpie nie. Ek tik in minus 4 plus nou eers. Plus wortel 16 minus 4 hakie, ek sit 2 sommer so in hakies, minus 7 en dan sit ek dit op. As jy jou sakrekenaar sien, kyk nou gou wat maak hy daar, hy sit nou daai minus 4 plus apart nie op die breek nie, so nou gaan ek net terug, en ek gaan haal nou net daai uit, en dan gaan sit ek hom net bo, laat hy eerder minus 4 plus op die breek is. Sakrekenaar, van sakrekenaar na sakrekenaar verskil hoe hy goed prosesseer, soos het jy nodig om hakies in te sit, het jy nie nodig om hakies in te sit nie. Daarso hou ek dat julle net so bietjie kan sien wat op my skermpie nou aangaan. Daar het ek hom nou mooi sien jy presies ingesit soos wat hy lyk in die formule, net met 'n plus daarso. Ek gaan nou daai verander na 'n minus toe. Party sakrekenaars het sekere vereistes, jy moet 'n hakie insit om vir hom te sê volgorde van bewerkings. Party sakrekenaar hoef jy nie die volgorde van bewerkings in te sit nie, hy doen dit outomaties. So maak seker hoe werk jou sakrekenaar. Dit is regtig nogals handig as ons werk met sakrekenaars. Hou maar jou sakrekenaar langs jou as jy wiskunde video's kyk. En as ek goed op my sakrekenaar uitwerk, of as die juffrou in die klas, of die meneer in die klas goed op hulle sakrekenaars uitwerk, sit met jou sakrekenaar en werk dit saam uit, en kyk of kom jy op dieselfde antwoord uit as die onderwyser. Kyk nou, hierdie sakrekenaar gee nou vir my die antwoord so, wat ek nou nie so wil neerskryf nie, jy gaan druk daai S na D knoppietjie. Die sharp gaan vir jou 'n desimale getal direk gee hierso. Moet asseblief nie hierdie antwoord, hierdie S na D verander om tussen standaard vorm en desimale vorm. Moenie hierdie antwoord skryf nie, skryf daai desimale vorm, antwoord afgerond tot 2 desimale, kan jy sien sal nou wees 1.12, nee. So ek gaan skryf daai 1.12 vorm daar. Maar sit en kyk met jou sakrekenaar of kom jy by dieselfde antwoord as wat ek uitkom, of kom jy by dieselfde antwoord as jou wiskunde onderwyser uit. En as jy nie by dieselfde antwoord uitkom nie, rarig, moenie skaam wees nie, steek jou hand op, vra vir die onderwyser, meneer, ek kom nie hierby uit nie, of juffrou, ek kom nie hierby uit nie, hoekom kom ek nie hierby uit nie, laat die juffrou vir jou help met jou sakrekenaar ook, want dit help nou veel, jy sit met 'n sakrekenaar in die toets en werk die goed uit en jou wiskunde is alles reg, maar jy voer ietsie verkeerd in jou sakrekenaar in en dan kry jy die antwoord verkeerd. Partykeer is dit net dat jy ekstra stel hakies moet insit, of dat jy ietsie anders moes gedruk het, of dat jy dalk die verkeerde getal gedruk het en nie gesien het nie. So die eerste ding wat jy kan doen is ook om seker te maak jy het hierdie getalle reg ingedruk. Reg. So nou gaan ek sommer met my pyltjie skuif en hierdie formule net so los, dit spaar my bietjie tyd. Ek los die hele formule net so en ek gaan verander net, ek vee daai plus uit met my delete knoppietjie, dis nou daai ouetjie. En dan maak ek nou net daai plus daar
maak ek nou net 'n minus en dan druk ek is gelyk aan. Weer eens gee hy vir my hierdie snaakse antwoord wat ek nou net gaan die SD knoppie druk om net die desimale antwoord te kry en dan gaan ek nou dit skryf gou-gou. Dit is minus 3,12. Maak seker jy weet hoe werk jou sakrekenaar want regtig as jy goed verkeerd kry wat jy met jou sakrekenaar uitgewerk het, is dit nogals nie lekker nie. So maak seker jy werk deur die kwartaal gedurig met jou sakrekenaar, dat jy weet hoe werk hy en hoe werk sy funksies. Meeste van julle het hierdie Casio sakrekenaars, maar as jy 'n ander sakrekenaar het, die Sharp sakrekenaar is 'n geweldige oulike sakrekenaar, maar hy het partykeer 'n snaakse paar triks en goedjies wat mens net moet weet. Jy moet hakies om dit sit. Dis gewoonlik hakies. Jy moet daar die minus kan jy nie. Jy moet in sekere gevalle kan jy nie die minus druk nie. Jy moet hierdie plus minus, daar's iewers so 'n knoppietjie waar jy goed getalle positief en negatief maak, hier soos hy op die Casio. Jy moet in die Sharp moet jy in sekere gevalle 'n negatief gaan druk in plaas van 'n minus. Daar's sekere sulke goetertjies wat werk en met sin, kos en tan ook is daar sekere maniertjies en goed wat jy moet doen en maniere hoe jy dit in die sakrekenaar moet invoer sodat jy die regte antwoord kry. Reg, so dit is dan nou hierdie getal. Hierdie vergelyking het ek nou opgelos, afgerond tot 2 desimale en ek is dan nou klaar met dit. Kom ons kyk gou na die volgende sommetjie toe. En ek het nou so baie gesels tussenin dat ek nou nie eers weet by watse nommer ons trek nie. Ek sien die volgende som, maar ek weet nou nie watse nommer dit moet wees nie, so ek gaan nou sommer weer by 1 begin nommer, verskoon my nou vir dit. Ok, sê nou maar ek het x minus 1, x plus 8 is gelyk aan 10. Reg. Nou wat ek nou met hierdie wil doen, dit lyk amper vinnig as jy hom so kyk soos 'n lineêre vergelyking, maar in elk geval vir lineêr en kwadraties moet jy nou maar net eers uitmaal. As hy nou so gelyk het met 'n 0, dan was dit verseker kwadratiese vergelyking wat klaar halfpad gefaktoriseer is en jy kan net 0 faktorwet gaan gebruik. Maar omdat hy nou daar 'n 10 het, so hierdie moet ek in elk geval eers gaan uitmaal en bietjie vereenvoudig voordat ek gaan sien, dit is kwadraties. Van julle gaan dalk sommer sien, daar's 'n x maal 'n x en dit maak hierdie kwadraties. Reg, so ek gaan hierdie nou gaan uitmaal, hierdie twee hakies, x kwadraat plus 8x minus x, wat dan nou plus 7x word. Jy kan tussenin stappie vir jou gaan skryf as jy nie gemaklik is met hierdie nie. X kwadraat plus 8x en minus x gaan uitskryf, maar dit gee 7x en minus 1 maal 8 is minus 8. En ek bring hierdie 10 oor sommer in dieselfde stap. En dan lyk hy nou so. Nou wil ek net daai twee getalle bymekaar gaan tel. Onthou nou, omdat daar 'n is gelyk aan teken is, skryf ek nou nie hier is gelyk aan teken aan die buitekant nie. En hy lyk nou so. Reg. Nou ek kan sommer vinnig gou gaan toets as ek die faktore van 18 kry. Die faktore wat ek aftrek om 7 te kry, 9, 2. So hierdie ouetjie kan sommer vinnig soos 'n 3-term faktoriseer. As ek nou nie dit kan doen nie, kan ek nou daai formule gaan gebruik. Maar hierdie, kyk net gou, is mos nou baie vinniger as om nou die formule te gaan neerskryf en in te stel en jy maak foute met die instel en dan moet jy nou nog dit reg in die sakrekenaar intik en so hierdie is nou bietjie vinniger as jy so vinnig kan faktoriseer. So my tekens verskil, die grootste een is positief. Ek het 'n hele verduideliking oor hierdie 3-term faktorisering ook, maar meeste van julle behoort nou al ook gemaklik te wees met dit. En dan gebruik ek net die 0 faktor wet, wat sê dat hierdie hakie 0 is, wat beteken x is minus 9, sodat daai hakie 0 is, of x is 2, sodat hierdie hakie 0 is, want 2 minus 2 is 0, en minus 9 plus 9 is 0. Jy kan sien, ek het nou sommer nog 'n stapie uitgelos.
Reg, en dan se klaar, so in hierdie geval van Dora werk dit nou vinniger om te faktoriseer en die antwoorde te skryf, as wat dit nou sou gewerk het, maar jy sou ook by -9 en 2 uitgekom het, as jy die formule gebruik het. Jy kan maar regtig gaan kyk met die formule ook. Reg, kom ons kyk gou 4x plus 4 op x plus 11 is gelyk aan 0. Okay, hier's nou, en hulle spesifiseer daar, in die vraag, spesifiseer hulle dan nou, x is nie gelyk aan 0 nie. Toe ek op skool was, het hierdie goedjietjies wat hier agter gestaan het, my altyd verskriklik benoud gemaak. Ek weet nie, hoekom skryf hulle dit nou daar, moet ek iets daarmee doen, moet ek nie iets daarmee doen, wat gaan nou aan nie. Moenie laat dit jou ontstel nie. Die enigste rede hoekom hulle dit sê, is omdat, kyk hier op die, hier is x op 'n breek, en as x 0 is, dan wiskundig bestaan hierdie getal nie, en dan is hierdie hele vergelyking nie geldig nie. Dis die een rede, en die ander rede, as jy onder, maak net seker, jy kan sommer hierdie, as jy dit sien, highlight dit, of omkring dit, of iets, dat as jy onder uitkom by x is gelyk aan 2 of x is gelyk aan 0, dan is hierdie nie 'n geldige antwoord nie, want x mag nie 0 wees nie, want dan is hierdie vergelyking nie geldig nie. Dis al wat hierdie voor is. Reg. So, ek hou nie van die breek nie. Ek gaan regdeur maal met x. So ek maal hierdie term met x. Ek maal hierdie term met x, 4 op x maal met x. Op beteken ook mos maar gedeel deur, 4 gedeel deur x maal met x is mos maar 4, soos wat as ek sê 4 gedeel deur 3 maal 3 is 4, as ek gedeel deur en maal met dieselfde getal, en dan 11 maal met x is 11x. Ok, nou hierdie is 'n 3 term, maar ek hou nie heeltemal van hoe hy staan nie. Ek hou daarvan as hy staan in ax kwadraat plus bx plus c formaat, soos wat ons daarmee werk. So ek gaan hom net so skryf. Reg, en nou kan jy nou 10 teen 1 dalk gaan moeiliker 3 terme gaan doen. Dit is nou net soveel moeite om te gaan toets of werk dit, en dan kry jy nie 'n stel wat werk nie, en dan moet jy terugkom na die formule toe. So ek gaan A is gelyk aan 4, B is gelyk aan 11 en C is gelyk aan 4. Ek gaan sommer direk inspring met die formule. Reg, so x is gelyk aan minus B plus of minus die vierkantswortel van B kwadraat, 11 kwadraat wat 121 is, minus B kwadraat minus 4AC, A is 4, C is 4, op 2a, en a is 4, so 2a is 8, en dan kan ek nou hierdie in my sakrekenaar gaan invoer. So ek gaan in my sakrekenaar eers tik met 'n plus, ek tik minus 11 plus die vierkantswortel van 11 kwadraat minus 4a en c is albei ook 4, reg. En dan wil ek nou dit alles net heeltemal sommer op. Nee. Hy gaan nou weer vir my hierdie nie op die breek skryf nie. Dis dalk 'n beter metode om eers die breek te sit en dan te sê minus 11 plus die vierkantswortel van 11 kwadraat minus 4a is 4 en c is 4. En dan sit ek dit op 2a wat 8 is. Ek net gou kyk, maar ek dink dit is nou reg. Ok. En dit gee nou weer vir my die snaakse antwoord wat ek net 'n desimaal gaan skryf. So ek rond dit af tot 2 desimale. Maak net seker in die eksamen vraestel altyd of hulle nie dalk voor by die instruksies partykeer om snaaks te wees sê rond af tot 3 desimale of 4 desimale nie, maar standaard in hoërskoolwiskunde rond ons af tot 2 desimale as hulle niks spesifiseer nie. En dan gaan ek nou net hierdie selfde ding net met 'n minus gaan maak, en dit gee dan nou vir my minus 2,32
Reg. Jy is veronderstel om te weet hoe om af te rond. As jy nie seker is van dit nie, moet jy asseblief seker maak van dit ook. Reg. Ok, so daarso is nou daai, dit is my antwoord vir hierdie sommetjie. En ek doen nou nogals vreeslik baie voorbeelde van die, maar dis net dat hulle allerlei snaakse goed kan doen. Hulle kan hakkies insit, hulle kan breuke insit, hulle kan wortels insit, met 'n kwadratiese vergelyking, wat hy eers in snaakse formate kom, voordat jy kan identifiseer of sien of begin werk met dit. Is 'n kwadratiese vergelyking. So ek doen nou maar 'n paar voorbeelde van verskillende tipes goed wat mens kry. Dit is maar die moeite werd om hierdie voorbeelde te sit en deurkyk. Hierdie voorbeelde het ek gekry uit hierdie vraestelboek vir graad 11's. En hierdie vraestelboek is maar dit is CAPS dokument of KBV, die kurrikulum wat julle doen. Voorgeskrewe, en dit is maar, hierdie vrae in die boek is geneem uit ou departementele vraestelle uit. So, hierdie vraestelle en hierdie vrae lyk baie tipies, soos wat jy kan sommer sien hierso in die inhoudsopgawe sê hulle vraestel A1 Gauteng September 2015, vraestel B1 Noordwes September 2015. Hierso is nou waar die vraestelle vandaan kom, maar dit is maar departementele vraestelle en hier's memos ook in die boek. En die memos lyk ook soos wat die memos lyk van die departement. So as jy die vraestelle in hierdie boek deurwerk, dan kry jy baie goeie idee van hoe lyk dit op departementele vlak en hoe lyk dit op nasionale standaard, waar baie van die handboeke se vrae lyk nie altyd presies soos wat dit in die eksamens lyk nie. So as jy nou heeltyd net in die handboek oefeninge uitwerk, dan kry jy dit baie reg en dan voel jy, yes, ek het hierdie, en dan kom die eksamen en dan voel jy, nee, ek het hierdie nie en ek weet nie hoekom nie. So dit is maar belangrik. Hierdie boeke is nie duur nie, afhangende van wat se graad jy is. Kos hulle R70-80 per boek. Dit is maar die moeite werd. Vra vir jou ma, dit is die moeite werd om so 'n boek te hê, maar dan moet jy nou nie net boeke hê en hy lê daar in stofvergader op jou lesenaar nie. Jy moet asseblief dan maar die boek hê en hom gebruik en dit uitwerk en kyk na die memos agter, of hê die boek, en as ek werk hier op hierdie videoetjies, dan kan jy ook, as jy sien, ek sukkel nog met hierdie spesifieke tema, gaan soek in die boek nog soortgelyke vrae. Ek werk gewoonlik so sommer uit vraestel A1, B1, C1, 'n paar vragies uit, maar hierdie vrae wat ek nou uitwerk, is eksamenstandaard vrae, so dit is goed om maar almal deur te kyk, al is hier nou verskriklik baie vrae. Hierdie is die derde laaste vragie wat ek gaan doen in hierdie video. En dan, as ek nou klaar al die video's gemaak het, gaan ek sommer bietjie video's maak, as ek deur die hele syllabus is, gaan ek video's maak oor wat ek sommer net 'n vraestel uitwerk, wat ek uit daai boek uit sommer hele vraestelle uitwerk en verduidelik en kyk. So gebruik maar vraestel uitwerk as 'n tipe van 'n eksamentraining. Dit maak regtig dat mens sien op 'n stadium, hulle vra dieselfde tipe goed oor en oor, al lyk die vrae anders, die konsepte bly dieselfde. Daar's sekere goed wat jy kry 'n gevoel van hierdie goed is belangrik, want hulle vra dit altyd en hulle vra baie van dit. So eksamentraining is maar belangrik en dit help ook 'n bietjie om daai eksamenstres minder te maak, want jy weet hoe lyk die goed en dis nie dat jy nie weet wat om te verwag nie. Mens train jouself bietjie in daai in eksamen skryf en hoe om te beantwoord en sulke tipe van goed. Ok, so kom ons kyk gou hierso na die derde laaste probleem. Ek bring hierdie oor, 3x² kom oor, en
Nou het ek alles aan die kant en 0 aan daai kant. Nou wil ek hierdie faktoriseer. Nou hopelik kan jy sien die tipe faktorisering wat ek hier gaan gebruik is om 3x uit te haal as 'n grootste gemeene faktor. Dan het ek nou hier oor 2 minus x is gelyk aan 0. Reg, ek het 3x uitgehaal, 2 minus x is oor, en nou het ek 'n produk van 3 maal met x maal met hierdie hakie, so een van hierdie 3 moet nou 0 wees, maar ek weet mos nou 3 is nie 0 nie, dit maak nie wiskundig sin dat 3 0 moet wees nie, so in hierdie geval moet of x moet 0 wees, of 2 minus x moet 0 wees. Ok, en dan is x 0, en minus x is gelyk aan minus 2, ek vat nou maar die 2 oor, dan is x 2, of jy kon maar net direk die x oorgevat het, omdat hierdie 2 positief is, en as ek die x ander kant sit, dan is hy positief. 2 is x, is maar dieselfde as x is 2, dis nou nie snaaks nie, of dis nou nie verkeerd om dit nou so te skryf nie, reg. Kom ons kyk na die volgende sommetjie. X minus 6 plus 2 op x is gelyk aan 0, en weer eens gooi hulle vir my hierdie snaakse ding dat x nie 0 mag wees nie. Dit is weer eens maar net omdat x daar onder die breek is, en ek gaan regdeur maal met x, so ek het x kwadraat minus 6x plus 2 is gelyk aan 0, ek maal net elke term met x, die 0 ook, maar 0 maal x is 0, en nou het ek 'n 3 term, wat ek snaaks genoeg, as ek nou so vinnig kyk, nie kan faktoriseer nie, met 3 term faktorisering nie, want die faktore van 2 is 2 en 1, en geen faktore van 2 wat ek by mekaar tel, gaan vir my 6 gee nie, want ek het nie daai stel faktore, so dit beteken ek gaan my formule gebruik, minus b, plus of minus die vierkantswortel van b kwadraat minus 4ac op 2a, en a is 1, b is minus 6, en c is 2. A is 1, omdat daar nie iets voor die x kwadraat staan nie, b is minus 6, en c is 2, so ek gaan sit dit nou in, minus, hierso is daai, ek het nou vir jou gesê, as b minus waarde is, moet jy minus minus b maak, wat minus minus 6 is, plus of minus, die vierkantswortel van minus 6 kwadraat, en nou moet jy asseblief nie, op van die sakrekenaars, maar meeste sakrekenaars moet jy nou asseblief nie gaan skryf minus 6 kwadraat nie, want hy gaan vir jou sê minus 36, waar minus 6 kwadraat, as ek sê minus 6 maal minus 6, minus maal minus is mos nou 'n plus, so jy gaan skryf daai hakies om, voordat jy die kwadraat sit, om die hele term, met sy teken, en dan kwadraat, minus 4, a is 1, so ek het nie eers regtig nodig om dit daar te skryf nie, en c is 2, en dan nou 2 maal met a, wat 1 is, wat nou maar net 2 is dan, en dan gaan ek hierdie sakrekenaar, my spasie is nou net bietjie min hier, ek sou dit nou maar daaronder geskryf het, x is dit, of kom ek skryf dit maar daaronder, ek sien julle kan dit nog sien op die videoetjie, x is gelyk aan wat ook al, of x is gelyk aan wat ook al, en ek gaan voeg hierdie in my sakrekenaar in, ek het nou gesien, die lig is bietjie sleg, ok, ek het nou gesien, dit help nou om eers die breek te gaan sit, en dan op die breek te gaan sit minus minus 6, jy kan nou sommer minus minus 6 of net 6 invul, ek gaan sit nou eers plus, vierkantswortel van, minus 6 in hakies, minus 6 kwadraat, minus 4 hakies 1, en hakies met 'n 2 in die middel, en dan onder moet daar dan nou 2 wees, reg, so dit is dan nou 3 plus wortel 7, wat ek net ook in sy desimale vorm 5,645, wat ek afrond na 5,65 toe, en as ek daai plus daar in die formule, 'n minus gaan maak, ek delete hom sommer net en sit 'n minus in, dan kry ek 0,3
0,354 wat afrond na 0,35 toe. Reg, en dit is dan die antwoord van hierdie somme. Nou wil ek ook net seker maak weer, ek het in die vorige sommetjie vergeet om dit weer te sê, maar daar was 2 desimale getalle. Aan die begin het ek gesê x mag nie 0 wees nie, so ek moet maar net weer kyk, een van my antwoorde is nie 0 nie, want as hy nou 0 is, dan is hy nou nie geldig nie, maar ek is veilig hierso. Ok, laaste enetjie, en dan moet jy vir jouself eers 'n bietjie koffie gaan maak, dat jy net eers weer wakker is, want hierdie was nou nogals 'n lekker lang konsentreer sessie gewees. Hierso is nou as ek 'n wortel het, hoe hanteer jy 'n wortel in enige oplos van vergelykings eintlik, maar jy kry dit meeste van die tyd in die vorm van kwadratiese vergelykings. Hierdie som is nou baie oulik, want die wortel is nou klaar alleen eenkant. As hy nie so staan nie, skryf die vergelyking of in terme van die wortel. So jy kry die wortel heeltemal alleen, en jy kry die res van die som, of wat ook al nog is, kry jy aan die ander kant. En dan kwadreer jy beide kante. So ek gaan al twee kante kwadreer. Reg. Nou, as jy kwadreer, onthou nou net, jy moet jou antwoorde gaan toets. Hoekom? Ek moet my antwoorde gaan toets, omdat, as ek 3 kwadraat vat, dan kry ek mos nou 9. Maar dit is nou, sê nou maar my x waarde was 3. Ek het 'n x waarde gehad wat 3 was, wat ek gekwadreer het, en nou kry ek 9. Nou die ding is net, onthou, daar was nog 'n x waarde, wat as ek dit kwadreer ook vir my 9 sou gegee, die minus daarvan. So hierdie wat ek nou kwadreer, gaan nou vir my sê nou maar byvoorbeeld 9 gee, maar hierdie wat ek kwadreer in totaal, kan dalk nou 3 wees, of dit kan minus 3 wees wat ek kwadreer, en dit gaan maak dat ek meer x-waardes het as dit wat regtig eintlik antwoorde van hierdie vergelyking sou gewees het. So as jy kwadreer, onthou jy moet gaan toets. Ok, so die vierkantswortel en die kwadraat is teenoorgestelde bewerking, so hulle kanselleer mekaar uit. Dan het ek aan hierdie kant net x minus 2, en x minus 2 kwadraat word dan nou in hakies so x minus 2, dis x minus 2 kwadraat, so ek maal x minus 2 met homself, en 3 kwadraat is 9, jy moet alles in die hakies gaan kwadreer. Reg, en dan gaan ek nou regdeur net eers gou met 'n 9 maal, want ek hou nou nie van hierdie breek nie. So ek gaan sê 9 maal met x minus 2 is gelyk aan, en hier as ek met 9 maal kanselleer hy uit. So ek het x minus 2, x minus 2. Reg. Nou het ek 'n klomp hakkies en 'n klomp goed, en ek wil aparte terme hê, want as dit 'n lineêre vergelyking is, wil ek my x'e en my getalle skei. En as dit 'n kwadratiese vergelyking hierdie is, wil ek dit as een vergelyking gaan skryf, maar ek kan dit in elk geval nie doen as die terme opgedeel is in verskillende hakkies nie. So ek wil dit eers as aparte los terme gaan skryf, en dan kan ek die hele kwadratiese vergelyking eenkant gaan skryf. So ek gaan maal die 9 in, en ek gaan maal hierdie hakkies uit, wat jy nou al gemaklik moet kan doen teen hierdie tyd. As jy dit nou nog nie gemaklik kan doen nie, gaan terug na die video oor produkte toe, werk stadig daardeur, maak seker jy weet hoe om produkte te doen. En nou sien ek hierdie x kwadraat maak dit vir my 'n kwadratiese vergelyking, so ek kry alles aan een kant. Ek hou die 9x minus 18 hierso, ek bring al die ander goed oor. Minus x kwadraat plus 2x, ek verander al hierdie tekens, plus 2x, en ek vat die 4 oor, en hy word minus 4 is gelyk aan 0. Reg, nou wil ek net gou bietjie sorteer. Kom ek kry gou 'n getallie pen. Ok, daar het ek 'n x kwadraat term, wat met sy minus, asseblief, moet gaan staan. En dan het ek 'n x term,
Daar het ek 'n x-term en daar het ek 'n x-term. So ek het 9x plus 2x plus 2x is 11, 12, 13x. So 13x en 18 minus 4. Pas op. Daai ek het nou half 'n lyn oor die minus getrek. Dis minus 18. Daar het ek 'n minus 18 en hier het ek 'n minus 4. So daar is my getalletjies, dit gee vir my minus 22. Reg. Nou het ek 'n kwadratiese vergelyking, wat ek heel moontlik kan gaan, kom ek kyk net gou-gou 22 maal met 1, 11 maal met 2, 11 plus 2 gee vir my 13, maar nou daar's 'n minus, maar nou daar's ook 'n minus. Okay, maar ek gaan hierdie maklik kan faktoriseer, as ek sommer vinnig so toets, maar ek hou nie van daai minus daar nie. Nou wat kan ek nou doen met dit? Ek kan nou maar net regtig eenvoudig regdeur met 'n minus gaan maal, wat beteken ek verander maar net al die tekens regdeur. So hierso word die minus 'n plus, die plus word 'n minus, die minus word 'n plus, en 0 het nie 'n teken nie, maar as daar nou 'n getal gestaan het, sou jy aan hierdie kant ook, want jy gaan regdeur. Reg, so as daar 'n teken was met 'n getal, sou jy daar ook die getal verander het. Hierdie is 'n handige triek om te weet. As jy nie van 'n teken iewers in 'n vergelyking hou nie, kan jy daai teken verander, maar dan moet jy net al die tekens regdeur verander. Dit werk altyd so, want jy in die effek wat jy doen is jy maal met minus 1, maar 'n minus maal 'n plus gee vir jou 'n minus. So as jy met 'n minus maal, as jy 'n plus maal met 'n minus, dan word hy minus, en as jy 'n minus maal met 'n minus, dan word hy plus. So as jy met 'n minus maal, verander jy net al die tekens van positief na negatief en negatief na positief. Okay, so nou het ek die faktore van 22 wat ek bymekaar tel om 13 te kry is 11 en 12, en ek kan hierdie baie maklik nou gaan faktoriseer. Jy is veronderstel om te weet hoe om dit te doen. Maar jy kan gou mooi, as jy nou net wil uitfigure wat ek nou daar gemaak het, kan jy net pause en net dit op jou eie gou faktoriseer en kyk, maar daar is waar jy moet uitkom. En dan gebruik ek die 0 factor wet, wat dan nou vir my sê, kom ek sit net 'n of daar, wat nou vir my sê, x is dan nou 11, of x is dan nou 2. Reg, want 11 minus 11 is 0, of 2 minus 2 is 0, en een van daai twee hakies, want dit is 'n produk van twee getalle, die een getal is x minus 11, en die ander getal is x minus 2, en hierdie twee getalle gee som vir my, as ek hulle met mekaar maal, gee hulle vir my 0, so een van daai twee getalle moet 0 wees. Reg, hierdie is nogals 'n lekker uitdagende sommetjie, en dis baie lank, so as jy nou nie heeltemal bygehou het van die bokant tot aan die onderkant nie, is jy nou welkom om nou maar weer net terug te gaan en weer te kyk totdat jy hierdie het. Maar dit is alles wat jy moet weet van oplos van kwadratiese vergelykings. Ek gaan oplos van kwadratiese ongelykhede in 'n aparte video doen, omdat dit nou so 'n verskriklike lang verduideliking is van kwadratiese vergelykings, dat jy net eers kan rus tussenin. En dan kan jy gaan kyk na oplos van kwadratiese ongelykhede. Dit werk baie dieselfde, daar is net een of twee klein goedjies wat bykom.